gaan saam lees uit 2 Petrus 1, die tweede brief van Petrus daar agter in die Nuwe Testament. 2 Petrus 1 van vers 3 tot 8 en ek gaan dit vir u saam lees uit die 83 vertaling en dan later in die diens ook uit die Nuwe Testament. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons u familie, u kinders is, dat u ons u kinders noem, dat ons so geseënd en bevoorreg is om, selfs wanneer ons nie so voel of so daaraan dink nie, weet ons die waarheid van u woord, is dat ons u kinders is. Dankie o Gees van die waarheid dat u in ons woon en ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Dankie Here dat u ons nie net op aarde nie, maar nou nog die voorbeeld gewys het van hoe om te leef met die vrug van u Gees. Wys ons vandag opnuut weer hoe u wil hê ons moet optree, hoe u wil hê ons moet dink, hoe u wil hê ons karakter moet wees. Ons bid dit in u naam alleen, Here Jesus. Amen. In hierdie reeks oor die vrug van die Gees wat ons identiteit, ons karakter is ons by die laaste afdeling vandag, by die laaste vrug, selfbeheersing. En ons hoor weer eens, soos met al die ander, dat dit nie net ons plig is nie, nie iets wat ons kan doen of nie hoef te doen nie, dit is deel van ons nuwe wese, ons nuwe karakter. Petrus skryf van vers 3 af in 2 Petrus 1, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Tot sover. Ek wil in hierdie vertaling net vers 5 en 6 weer saam met u lees, juis om hierdie rede, dat God ons alles geskenk het wat ons nodig het, sê hy. Om hierdie rede moet ons alles in die stryd werk, om ons geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding en die volharding met godsvrug. Omdat ons sê, glo en bely dat die vrug van die Gees is nie taakies of pligte of soos in die ou bedeling of die Ou Testament wette wat ons moet nakom, anders slaag ons nie voor die Here nie, dan kan ons nou dalk straf verwag. Dis glad nie dit nie. Dis juis die produk van die Heilige Gees in die lewe van elkeen van God se kinders. En as Paulus kon, sou hy net een woord daarvoor gebruik het, maar nou noem hy vir ons die verskillende aspekte daarvan. Liefde, vreugde, vrede, geduld. En elkeen van hierdie aspekte weet ons nou baie goed teen die tyd, is ons karakter. Dit is ons wese. Ek en jy is nuwe skepsels in Christus. Die ou is verby, sê Paulus. So ons kan ook nie sê, nee, jammer, ek het nie selfbeheersing nie. Ek het agter in die ry gestaan toe dit uitgedeel is nie. Daar is nie so iets wanneer dit kom by die vrug van die Gees nie. So om selfbeheersing so bietjie makliker te laat klink dalk, want dit gaan vir die Bybelskrywers in omtrent al die gevalle oor selfbeheersing, gaan dit oor die bedeling van ons drange en drifte en die versoekings wat oor ons pad kom. Maar kom ons vervang dit nou net met 'n woord soos gehoorsaamheid. Dan sal jy ook agterkom dat selfbeheersing is gehoorsaamheid aan God. So ons kan ook nie sê ek het nie gehoorsaamheid nie. Dis iets wat in ons nuwe wese is. Nou ek wil vir julle 'n vraag vra wat as daar een van julle is wat dit sal waag om hand op te steek, dan sal ek baie bly of trots wees. Wie van ons
het nog nooit ergens heen gery, en ek hoop nou nie dit was ver weg met vakansie nie, dan is jy so 'n hele end van die huis af en dan onthou jy het iets by die huis vergeet. Wat doen ons? Jy draai om, jy gaan haal. Ek moes al omdraai vir my beursie, want my bestuurderslisensie is daarin. Nou deesdae gebruik ons nie meer so baie kontant nie, maar jy gaan nogal sukkel as jy 'n end weg is. Of jy ry weg met vakansie, en ek wil nou nie sê hoe ver weg nie, en jy kom agter jy het iets baie belangrik by die huis vergeet, dan draai jy eenvoudig om en jy gaan haal dit. Nou so wil ons ook vandag wil ek hê ons moet saam kyk na wat hierdie vrug van die Gees en veral ook selfbeheersing vir ons beteken. In die eerste plek gaan ons sommer net vinnig kyk na 'n klomp mense in die Bybel, en ek gaan hulle nou nie elkeen in detail bespreek nie, want u gaan hulle herken, wat as gevolg van 'n gebrek aan selfbeheersing baie swaar gekry het, en ook vir ander mense nadelige gevolge gehad het. Die grootste en die tragiesste voorbeeld van almal is Adam en Eva, wat geen selfbeheersing gehad het nie, toe God vir hulle sê, kyk net hier, julle kan van die hele boord, die hele paradys, van al hierdie bome se vrugte, vrylik eet soveel as wat julle wil, los net my boom uit. En hulle het nie die selfbeheersing gehad om gehoorsaam te wees. Daai versoeking was net te erg, en ons weet wat die gevolg daarvan is. Kain, wat nie sy woede kon beheer nie, en die eerste seuns van Adam en Eva, en dit loop uit op 'n broer wat sy broer doodmaak. Geen selfbeheersing nie, geen stop en wag en sê nee, ek moet gehoorsaam wees aan God nie. Ag, daar's nog soveel voorbeelde. Esau, wat sy eersgeboorte reg verkoop, want hy het nie selfbeheersing toe dit by hierdie lieflike lensie gereg kom nie. Moses, wat in woede die rots slaan, in plaas van om net te wag dat God vir hulle die water gee soos hy beloof het. Samson, nou by hom was dit veral hierdie seksuele drange en begeertes wat hy net nie kon selfbeheersing toepas nie, en sy vrou Delila het die oorhand oor hom gekry, en ons weet wat die gevolg daarvan was. Saul, wat nie selfbeheersing kon toepas toe hy net moes wag vir Samuel om die offers te kom doen wat net die priester mag gedoen het, en hy sê net, ek gaan dit nou self doen, en in die proses verloor hy nie net sy koningskap nie, later ook sy lewe. Jy sien, as ons nie selfbeheersing toepas nie, dan is daar baie slegte gevolge. En die geheim is, dis nie ek wat so sterk is nie. Vandat die Heilige Gees uitgestort is en in ons kom woon het en deur ons werk en sy vrug in ons laat groei, is dit nie uit my eie krag dat ek sê, ek moet nou soveel selfbeheersing toepas nie. Ek moet, dis nie 'n mantra wat ons moet herhaal om dit self te kan regkry nie. Dis om in gehoorsaamheid die Heilige Gees toe te laat om in beheer te wees. En ek staan terug. Ek gryp nie kort die stuurwiel om te sê, nee, wag bietjie, ek wil liewer self bestuur nie. Dawid het dieselfde gevolge gehad as gevolg van sy gebrek aan selfbeheersing, nie net 'n huwelik vernietig nie, ook 'n man se lewe het sy lewe gekos in die proses. En dit is nie net in die Ou Testament nie, daar talle voorbeelde in die Nuwe Testament, ek noem maar net 2, Petrus, wat nie selfbeheersing gehad het nie, hy kap 'n soldaat se oor af, of 'n wag van die hoofpriester Malchus, hy staan daar by die vuur, hy het hierdie Here Jesus lief met sy hele hart, nou net het Jesus sy voete gewas, en toe Petrus protesteer en Jesus verduidelik dit vir hom, toe sê hy, nee Here, dan moet u my hele lyf vir my was, ek wil heeltemal skoon wees. Maar as hulle vir hom sê, jy is ook een van die disippels van hierdie man, dan kan hy nie die Gees toelaat om hom te beheer nie. Hy gryp daai stuurwiel terug en hy sê, nee, ek ken hom nie. Geen selfbeheersing, geen gehoorsaamheid. En daarom sê Paulus vir ons, hierdie is nie 'n plig wat jy nou moet kies, gaan ek dit nou doen of nie doen nie, dis die Gees se werk in ons, en daar's soveel voorbeelde. In die Ou Testament was die Heilige Gees nou op 'n ander manier werksaam, definitief ook op die onsigbare manier hoe hy dit doen, toe Jesus gesê het, hoe werk die Gees vir Nikodemus, toe sê hy, dis soos die wind, wat vaar, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, of waarheen hy gaan nie, maar jy weet, hier werk hy nou. So het hy in die Ou Testament ook gewerk,
Dawid bid in Psalm 51, dan sê hy, vra hy vir God, moet tog nie die Heilige Gees van my af wegneem nie. So die Heilige Gees het definitief gewerk. En waar kinders van God dan gehoorsaam was, en kon toelaat dat die Gees hulle help met hierdie selfbeheersing. Dink ons byvoorbeeld na een van my helde in die Bybel, en dis Josef, wat vlug van daardie versoeking af, van daardie vrou af, wat sê, kom man, vergeet nou die koning, en kom jy bietjie hier na my bed toe. En hy kry die krag en die genade van God om te sê, ek kan dit nie aan my God doen nie, ek vlug nou eerder. Dawid kon dit ook later doen in sy lewe, of vroeër eerder in sy lewe. Jy onthou tog hoe hy die geleentheid gehad het om koning Saul dood te maak. Dit was sy reg, hy was al gesalf as koning, maar hy sny maar net 'n stukkie van sy mantel in die nag af om te wys hoe naby hy aan hom was, maar hy beteel homself om nie oor te gaan tot die verkeerde daad nie. Ag, daar's hierdie wonderlike vriende Daniël, wat gesê het, nee, ek sal nie voor hierdie afgod buig nie, Sadrag, Mesach en Abednego, of soos die kinders sal sê, Saalsak, Meelsak en appeltjie een oog. Hulle het gesê, nee, ja, die koning gaan ons nou in hierdie brandende vuuroond gooi, maar ons gaan nie ongehoorsaam wees nie. Die Here sal ons help met selfbeheersing. En ons weet hoe wonderlik het God hierdie vriende van hom bewaar, vir Daniël en hierdie 3 vriende. Petrus, na sy herstel, soveel selfbeheersing, toe hy gevul is met die Heilige Gees. Ons weet die Here Jesus sê in Johannes 20 het oor die disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees, en hy raak skoon bewoe, toe Jesus 3 keer vir hom vra, het jy my lief? Nou het hy deur die genade van God, deur die Heilige Gees, die selfbeheersing om te sê, Here, maar u weet dat ek u lief het, ek gaan u nie weer verloon nie. En ons weet, hy het tot sy dood toe dit nie weer gedoen. Ons kan natuurlik kyk na die Here Jesus Christus self, maar soos die Engelse sal sê, hy is die ultimate voorbeeld van selfbeheersing, hoe hy gepleit het, dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond val, dat hy sy Vader smeek, is dit enigstens moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Alhoewel hy nou net 3-4 keer die afgelope paar weke vir sy disippels baie duidelik verduidelik en verklaar het, hy moet sterf. Hy sal opstaan, maar hy moet sterf. As 'n koringkorrel wat nie in die grond val en sterf nie, kan nie groei en 'n oes oplewer nie. Maar daar in Getsemane is die versoeking so groot om te sê, ek kan nie. Maar deur die genade van sy hemelse Vader kon die Here Jesus opstaan en sê, kom, laat ons gaan. Ag, 'n laaste voorbeeld so daar vir my is Stefanus, wat terwyl hulle hom met klippe doodgooi, opkyk na die hemel en staan. Dit kos selfbeheersing, dit kos om die Heilige Gees toe te laat, om jou daar te laat staan, terwyl hulle jou met klippe doodgooi. Jy sterf nou hier op die plek, jy hardloop nie weg. Dit is wanneer ons toelaat dat die Gees sy werk in ons doen. En ek nie hardkoppig en hardnekkig self in my eie beheer wil wees om my wil uit te voer nie. Maar die selfbeheersing kan hê om God se wil te doen, om gehoorsaam te wees. Ons het gelees hoe Petrus begin weer te sê, God het vir ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. En daarom kan Paulus sê, die vrug, die produk van hierdie werking van God se Gees in ons is dat ons liefde het as deel van ons karakter. Deel van ons wese is vreugde, vriendelikheid, geduld, goedheid, getrouheid. Nederigheid het ons verlede week gehoor, of sagmoedigheid soos Jesus. Dis deel van ons karakter nou. Dis wie ons is. En daarom is gehoorsaamheid of selfbeheersing ook wie ek is. Dis nie wat ek doen nie. Paulus skryf vir Titus ook hieroor. En dan praat hy nou veral oor, hy noem die ouderlinge, die bestuurders van die gemeente, maar ons weet, daar's nie in God se familie range of ordes nie. So vir elkeen van die kinders van God in sy huishouding sal Paulus sê, ons as kinders van die Here moet ons onberispelik gedra. Ons moet nie aanmatigend of opvleend wees nie. 'n Kind van die Here is nie 'n dronkaard of 'n rusiemaker of 'n soeker na oneerlike wins nie, maar ons moet gasvry wees
lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Ons moet vashou aan die betroubare woord waaraan ons onderrig is. Dan sal ons in staat wees om ook ander met die gesonde leer aan te moedig om ook getrou te wees. Titus 1 vers 7 tot 9. In 1 Korintiërs 9 van vers 24 skryf Paulus dit 'n bietjie op 'n ander manier. Hoor net hoe beskryf hy hier selfbeheersing in die sportwêreld. Hy sê dit is soos 'n atleet wat aan 'n wedloop wil deelneem. Hulle hardloop almal, maar in 'n gewone atletiek item is daar net een wat die prys ontvang. Hy sê en daarom moet al God se kinders so hardloop, so toegewyd wees, so gehoorsaam wees dat ons wil die prys. As daar nou vir ons net een prys was, dan moet ons so leef asof ons daardie prys wil wen. En dan sê hy maar almal wat dan aan hierdie wedstryd deelneem, in terme van selfbeheersing sal 'n mens kon sê, hy sê hulle ontsê hulle allerlei dinge. Hulle sê nee vir baie goed. As jy aan 'n sport deelneem, weet jy dit maar te goed. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaars te kroon te kry, maar ons 'n onverganklike. En dan praat hy 'n bietjie oor sy eie selfbeheersing en volharding. Hy sê ek hardloop ook soos een wat nie van my doel onseker is nie. Ek slaan nie soos 'n bokser wat net in die lug slaan nie. Ek oefen selfs my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep, maar self nie kwalifiseer. Oor julle die selfbeheersing waaroor hy skryf in 1 Korintiërs 9. En daarom sê Paulus in die woord van God dat hierdie saak ook van selfbeheersing, net soos liefde, vreugde, vrede en geduld en sagmoedigheid, is deel nou van jou karakter. Mense moet dit by jou ervaar. Hulle moenie wonder, gaan jy dit nou vandag doen of nie doen, is die baas kwaai vandag, wat sy by is hy. Dit werk nie so nie. So kom ek lees dit net vinnig hier ter afsluiting vir julle uit die Nuwe Testament vertaling van Stefan Joubert en Jan van der Walt, twee kenners van die Nuwe Testament en van Grieks. Klink net so klein bietjie anders. Ek lees dit net eers vinnig en dan wil ek vir julle wys hoe maklik breek mense dit af in hierdie vertaling. Hy sê, en ek het dit nou vir julle maar hier geskryf, ons het nog nie almal daai Bybel nie, met sy groot goddelike krag het die Here vir ons alles gegee wat ons nodig het om reg te leef en om toegewyd aan hom te wees. God het al die regte kennis aan ons geskenk. Dit het hy gedoen toe hy ons na hom toe geroep het. Hy het dit gedoen omdat hy vol heerlikheid en goedheid is. God het bonatuurlike krag en hiermee het hy die kosbaarste en grootste beloftes aan ons gegee. Dit is hoekom julle nou deel het aan sy goddelike natuur en sy karakter. Want die vrug van die Gees is God se karakter, dis Jesus se karakter. En hy sê ons het deel daaraan. Julle het ontsnap uit die kloue van die korrupte begeertes. Dit is deel van hierdie sondige werklikheid. Vers 5. Dit is hoekom julle nou alles in julle vermoë moet doen om julle geloof in die Here aan te vul met 'n goeie morele lewe, een wat altyd op God se standaard is. Vul hierdie morele uitstekendheid dan aan met die regte kennis van die Here. Vers 6. Vul hierdie regte kennis aan met selfbeheersing, sodat julle in beheer is van julle emosies en gedrag. Vul hierdie selfbeheersing aan met volharding, sodat julle getrou is aan die Here onder alle omstandighede. En vul hierdie volharding aan met 'n lewe van toewyding aan God. As ek net by die laaste bladsy vandag kan stil staan, hy sê ons het van God alles ontvang en ons het hierdie hoë morele standaard wat ons uitleef en ons het die kennis wat die Here Jesus vir ons gebring het en waaraan die Heilige Gees ons herinner, en daarom vul ons dit nou net aan om deur oor te gee aan die Gees. Dis wat selfbeheersing beteken, sodat ons in beheer kan wees van ons gedrag en van ons emosies. En hierdie selfbeheersing moet ons dan aanvul met volharding aan die Here onder alle omstandighede, 'n lewe van toewyding aan God. God het ons alles gegee wat nodig is, sê hy. Ons het deel aan sy goddelike natuur en karakter.
Ons moet alles in ons vermoë doen om ons geloof aan te vul met sy morele standaard lewe. Ons vul ons morele uitnemendheid aan met kennis van God. Ons vul hierdie kennis aan met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding en ons vul die volharding aan met 'n lewe van toewyding aan God. Dis my en jou karakter. Dis nie ons keuse nie, dis die vrug van sy Gees in ons. En daarom weet ons dat ons nou in gehoorsaamheid aan hom so moet leef. Deur oor te gee dat die Gees in beheer is van jou, nie net jou emosies nie, jou gedrag ook. En daarom, broers en susters, ek en jy nie meer navolgers van Adam nie. Adam en Eva wat net eenvoudig en selfbeheersing toegepas het nie. Ons is navolgers van Jesus Christus, wie se Gees in ons woon en ons in staat stel om selfbeheersing te kan toepas. Ek en jy kan nie nou by die werk opdaag of by die skool of by 'n vergadering sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is nie iemand wie ons by die huis kan los nie. So as jy nou ry ergens heen, of ek nou na 'n braaivleis toe is of 'n familiekuier of 'n vakansie of een of ander byeenkoms of sommer net dorp toe. Jy het so eentjie weggery en jy moet dan vir jouself afvra, moet ek nie dalk omdraai? Het ek hom nie dalk by die huis gelos? Jy sal omdraai vir jou beursie. Nou, ons hoef nie fisies om te draai nie. Maar my pleit by ons almal is dat waar ek by 'n plek instap, die telefoon antwoord, by 'n vergadering aansit, by 'n funksie, by 'n braai, by die rugbywedstryd gaan sit op die paviljoen, dat ek nie die Heilige Gees, as dit enigstens moontlik was, by die huis gaan los nie. Maar dat ek weet, hy het my hand gevat, ek het sy hand gevat en gesê, kom Here, ons gaan nou braai. En dan kan ek oorgee dat hy beheer het oor my lewe. Dan is dit die liefde van Jesus en die vreugde van Christus en die geduld wat die Gees ons gee en die goedheid, goedhartigheid en die sagmoedigheid en die selfbeheersing wat ek kan uitleef in elke situasie van my lewe. Want ek en hy het mekaar styf aan die hand vas. Gee asseblief oor, kom ons gee oor dat die Gees ons beheer om so te kan lewe. Amen. Kom ons bid saam. O Heilige Gees, ek wil nou weer bewustelik oorgee aan U, en nie net nou nie, Here, nie net na ons uit die woord saam gelees het en in 'n atmosfeer van aanbidding verkeer nie. Help my om in elke situasie U hand styf vas te hou, dat U vrug deur my kan vloei. My beheer gee ek oor aan U, sodat U volledig in beheer kan